Okay, kan almal my hoor? Ja, Ek dink ek sal met gou praat want ek kom agter die internet uit Mosambiek uit. Dit is nie so lekker vandag nie. Ek het iets spesiaals gedoen. Ek het alles neergeskryf wat ek nou vandag gaan sê. So ek doen dit nie gewoonlik nie. Ehm so wat ek gaan doen is my toon, my stemtoon gaan dalk 'n bietjie formeel klink omdat ek gaan net dit sommer lees. Dani, ek dink as jy net die begin van dis nou ons as familie. Ons is nou nie meer so volledig hier in Mosambiek. Ons oudste, hy is die langste daar. Ek het nou die kortgat geraak van ons familie, maar die langste daar is Nico. Hy's swat ingenieurswese op Stellenbosch op die oomblik. Joshua wat langsaam is aan sy regterkant is in Kenia op laers op Koshuis en Teresa ook. Sy maak hierdie jaar klaar en dan sy beplan om in arbeidsterapie in te gaan omdat sy so baie van klein boetie moes gehelp het. Sy besef sy geniet dit nogals. So ja, Rihanna is tans by hulle. Maar ja, so af en toe is ons almal saam hier in Mosambiek en ons was klompie jare saam. So daai foto is eintlik opreg. Okay, so ek gaan net gou ek het besef ek kan nie vir julle mooi verduidelik oor ons bediening nie as ek nie 'n bietjie van ons geskiedenis gee en ek wil ook 'n bydrae maak in terme van ek wil net 'n gedagte byvoeg is ek skiet niemand anders se bediening af hier nie. Daar's twee goed. Nommer 1 is dat daar's twee bedienings hier op Nakala. Een is die Makoa. So dis die binnelandse Makoa wat klaar bereikte die sentraal Makoa is klaar bereikte volksgroep. Dit Bybel is hulle, dit kerke alles. Maar as 'n groot tekort aan dit wat nou Dominee Johnny gedeel het, is opleiding vir die dominees en sulke goed. Dit is 'n materiaalontwikkeling, help met vervoer. Dis groot onder hulle, maar dis nie ons bediening nie. So as julle hoor van Nakala, ons is nie besig met die Christene in Nakala nie. Ons is besig met die moslems. En dis die ander bediening op Nakala. Nakala is 'n moslemstad alhoewel hy so omtrent 5 of 10% Christen kerk het, maar dis buitese mense. So ek praat oor die deel wat moslim is. Okay. So ek wil net dit en die feit dat ons bediening oor die jaar het weggebeweeg weer van geboue, weggebeweeg van voedingsprogramme, van medisyne, al die goed is. En dis nie te sê dat daai programme verkeerd is nie. Daar's 'n tyd vir hulle, ons is baie betrokke by hulle oor die jare, maar op die oomblik ons tyd hier is ons gelei om nie by sulke projekte betrokke te wees nie. En hooplik gaan dit duidelik uitkom as ek nou hierdie stukkie vir julle lees. Okay, is almal by? ja. Goed. Okay. Alright. So ek gaan gou begin lees. So 'n goue geskiedenis hier. Behalwe vir 'n kort verblyf van 19 maande in 2011 en 2012 was my gesin in Exeter 2005 sending in Mosambiek. Ten spyte van verskeie metodes en benaderings wat ons doel nog altyd eenvoudig en dit is om die liggaam van Christus onder die onbereikte Makoa te sien opstaan en teen volle funksionerend en onafhanklik van buite help te word. Vir ongeveer ons eerste 10 jaar was Rihanna en ek skoolonderwysers in Mosambiekse skole afhanklik van 'n klein sending oorspronklik by 'n klein sending laerskool vir die kinders van die onbereikte Makoa Shirima stam. Ons het onder die vaandel van die Igreja Reformada gewerk onder die direkte leiding van Fritz en Nikki van der Merwe. Die mees treffende deel van hierdie ervaring was 'n opstel wat ek moes navors vir die onderwysgraad wat ek besig was om te verbeter. Dit is genoem die nul kurrikulum en dit gaan oor al die aspekte van wat ons ekstrinsiek aan die kinders in die skool geleer het. Dit word gesê alles buite die amptelike kurrikulum en skoolkodes. Dit sluit sulke dinge in soos taalvoorkeur, waardesisteem, boukeuse, klerekeuse en soveel ensovoorts. Gedurende hierdie tyd het ons besef dat ons met al die beste bedoelings die kinders onder ons sorg van planeet Makoa geneem het en hulle alleen op planeet Mars geplaas het. Dit was 'n nugtere besef gekom dat as ons regtig die evangelie onder hierdie mense wou laat wortel skiet, ons dit in die grond van hulle wêreld moes plant en nie ons eie nie. Ek hoop dit maak sin vir almal. Ja. Ons het later na Beira en Houtbaai in Suid-Afrika getrek en daar skole bestuur. En in die jare wat ons weg was, was daar hierdie aanhoudende gevoel dat ons iets onvoltooid gelaat het.
So toe ons laat in 2012 genooi is om oor te neem van Kotie en Rina Smit deur hulle sendingorganisasie World Outreach International, het ons die geleentheid benut. Ons het bedank in 2013 en terug Mosambiek toe gekeer. Kotie en Rina was sendlinge vir die Makua Nahara aan die kus, en spesifiek die Muslim Nahara gedeelte. Toe ons uiteindelik die wêreld van die Nahara bereik het, was ons baie daarop ingestel om die evangelie met die minste hoeveelheid kulturele hindernis moontlik te bring. So oor die jare het ons Nahara leer praat en na proewe en foute het ons uiteindelik ons aktiwiteite tot die volgende verfyn. En hier gaan ek gou vir julle sê basies wat ons doen. Jy sal sien daar's 'n foto van Rihanna wat nou klas gee onder die boom, geletterdheid. So nommer 1 is geletterdheid. Toe Jesus die duiwel antwoord het met die beroemde uitspraak, dit is geskrywe, het hy die geskrewe woord 'n uitdaging gemaak vir alle kulture. Dus leer ons moedertaal geletterdheid. Ons doen dit in 'n modder en gras klaskamer met behulp van die Bantu-tale silabiese metode. Dis gepioneer deur New Tribes Mission wat nou as Ethnos 360 genoem is. Hulle het vir ons kom help om so 'n program op te stel en dis wat ons aanbied. Dis in die ritme en klankgebruik van Nahara wat baie anders is as 'n westerse taal of 'n Europese taal, laat ek dit so stel. Nommer 2, kinderevangelisasie. Ons geletterdheidsklasse is verlede jaar skielik oorstroom met ongeveer 50 kinders wat wissel in ouderdom van 4 tot 12. Ons is besig om 'n aparte program vir hulle te ontwikkel. Dit sluit baie prente in en 'n stap deur die Bybel. Die een groot positiewe kant van hierdie bediening is dat die ouers van die dorp nie hulle kinders naby ons wil toelaat nie vir 'n klomp jare. Maar dit lyk asof nou die tye gedraai het. Hulle vertrou ons nou met hulle kinders. So dis 'n massiewe ding. Okay, en nommer 3, vertaling. Twee taalgeleerdes het verskillende opinies. Ongeveer 15 jaar gelede het Dr. Oliver Kreer, 'n taalkunde van Duitsland, 'n studie gedoen oor die verskille tussen Nahara Makua en Makua Sentraal. Hy het geoordeel dat 'n Bybelvertaling vir die eersgenoemde nie nodig was nie, aangesien die taalverskille nie genoeg was om die tyd en koste te regverdig nie. Maar Dr. Sebastian Floor van Stellenbosch het 'n ander mening. Hy sê, laat die plaaslike mense besluit wat nodig is om te vertaal en wat nie. In ons tyd saam in Nahara het ons geglo dat Dr. Floor se mening waar is. Verskeie kere het die Makua sentrale Christene na ons toe gekom en gesmeek dat ons ten minste 'n audiovertaling van 'n Nahara Bybel begin, omdat die Nahara baie goed reageer op hulle eie dialek. Die rede hiervoor is dat die sintaktiese en woordverskille tussen die twee tale is minimaal, maar die sosiale godsdienstige gaping tussen die twee groepe is groot en die brug oor hierdie gaping is taal. So ons audiovertaling het ons hoofwerk geword. Dit is 'n werklikheid. Dit is in werklikheid 'n lange proses as reguit Bybelvertaling, aangesien dit beide die skrif en opname van die taal vereis. Die skryf en opname, ekskuus. Okay, nommer 4. Ek het net nog 2 om te gaan, dan is ek klaar. So radio. Ons het 'n radioprogram in Nahara, hy loop al 8 jaar al, of ekskuus 9 jaar al. Wat ons 1 keer per week op 'n donderdagaande weer die regering se gemeenskapsradio aan Nahara land uitsaai. Elke jaar doen ons 'n stap deur die Bybel van skepping tot Christus in Nahara. Dit is die enigste godsdienstige program van sy soort aan die Nahara. Dit is verlede jaar deur die sekulare radiobestuur genomineer as die gewildste uur van die week. Ons gebruik ook hierdie program om plekke te identifiseer waar ons soekers moet betrek met MP3 spelers om dit uit te deel en disipelskap te doen. Okay, nommer 5, skrifgebruik. Want dit behels die proses van die MP3 spelers te gebruik om die geskrewe en opgenome woord te versprei. Dit behels dan disipelskap en kerkplanting. Die laasgenoemde woord verbeel ons vir my, aangesien dit ongelukkig sinoniem geword het met 'n verlamde Afrika dualisme. So die kerke wat ons plant is meer kleine intieme groepe wat hulle self toewy aan die leef van die skrif deur storievertelling, liggaamslewe en gebed.
Die sakramente wat beoefen word is doop, nagmaal, huwelik, kindertoewyding en begrafnisse. So wat is ons langtermyn doelwit? Dit is 'n spog van die moslems hier op die kus, dat alhoewel die Katolieke Kerk vir honderde jare by hulle is, daar was nog nooit 'n oorweldigende bekering tot Christus deur moslems nie. Die metodes wat ons gebruik is baie nie bedreigend nie vir die buitenste kern van Islam en animisme. Ons hoop is om hierdie disippelskapsbeweging uiteindelik die geboorteplek gaan word van 'n dominante geloof in Jesus in hierdie streek te sien word. OK. So ek hoop julle kom my Afrikaans volg en al my fotos is wat ek lees. Maar dit is basies waar ons nou sit. Ek gaan net gou deur hierdie fotos flits. So die Nahare-land is, jy sal sien, is 'n paar 100 kilometer suid van Andreuele. Dis 'n tipiese Nahare vrou. Daar op hierdie kaart kan jy sien, dis daar op die kus, daar naby Nakala. OK, volgende foto asseblief. Dis Amisie, hy was ons eerste dopeling. Hy het homself leer lees en skryf deur ons skooltjie. Daar's net 'n foto van die doop. Ja, hy het ver afgeval van die evangelie, maar ons bid hom terug op die oomblik. OK, hier's maar die vertalingsproses. So ons skryf die teks. Ons toets die teks deur middel van ons groepies. So ons vat dit uit, ons lees vir hulle. OK, volgende ene, ons neem nou dan die teks op. En dan deel ons die MP3 spelers uit wat ons deur middel van Johan hulle in Suid-Afrika Mega Voice kry. OK, dis maar net 'n foto van Ali. Hy is nou die ouetjie wat mee die nouste saamwerk en hy bestuur die radioprogram wat ons elke week nou saam voorberei. OK, in 'n netedop, dis wat ons doen en dis hoe dit nou gaan. Op die oomblik ons sit met 1, 2, 3 plekke waar ons groepies het. En op die oomblik ons beleef dat die moslems die oopste is wat hulle nog ooit was. En ja. En Herman, net om te sê die MP3 spelertjies word glad nie meer misbruik nie. Hulle was vir 'n ruk, maar op die oomblik ons sien dat die ouens hulle bewaar hulle, ons kry dieselfde spelertjie by dieselfde ou na weke, na maande en hy luister dit en hy weet wat die inhoud is en hy wil graag daaroor praat. OK, so dis basies waar ons is. Ja, Grant Rihanna, dit is aangrypend. Ek is baie dankie dat julle deel is van ons. Dis lekker om van julle te hoor. Jy kan maar vorentoe in Engels ook praat, so dit ook verstaan. Maar dankie. OK. Dit was duidelik. Ek wil die volgende groep is dan Johan